Ons kuier vandag hierso in 'n baie besige George by die sandwich shop waar hulle die heerlikste toebroodjies maak. Maar dis ook een van Althea se goeie vriende en hulle twee kan nie ophou klets nie. So kom ons hoor wat hulle gesels het. Welkom weer by In en Om en vandag praat ons kos. By my is Ivan van der Merwe. Ek ken hom al baie jare en ons gaan begin by die begin van sy lewe as 'n chef. En ons sit in sy eie winkeltjie hier in George met die naam van The Sandwich Shop. Baie welkom Ivan. Uiteindelik sit ons in jou eie spasie. Kom ons begin by Ivan na skool. Waar het jou passie gekom vir kos? Hoekom is ons in kos in vandag saam met jou? Wel, ek het al van skool af baie van kos gehou. Ek dink eintlik dit het teen begin by broodjies. Okay. En so ek het dit geloof om op skool het ek al baie lekker broodjies gemaak en toe voel ek het amper afgeweer van die broodjies af. Toe het ek meer fine dining toe gegaan, soos fine dining kos gedoen. Ek het na skool by 'n restaurant gewerk waar ek so 'n internship gedoen het en toe besluit ek dit is wat ek wil doen en toe het ek weer teruggegaan en weer by hulle gaan werk en toe ek nou vir redelik lank in my 20's so in meer fine dining Het jy gaan studeer daarvoor? Ja, Okay, so waar was jy? Watter instansie? Ek het net so tussen Stellenbosch en Franshoek is daar 'n chefskool, the Hearst campus. Dit is op Baksberg se wynplaas. En hoe het jy gehoor van hulle? Was dit maar in die dit is in die foodie-wêreld? Ja, daar's 'n paar soos chefskole. Okay. En dit is toe ek nou so 'n paar gaan sien en dit is toe nou die skool wat ek waar jou hart vasgehou het. Ja, exactly. En na dit? Dit ek eintlik 'n bietjie nie chefing gedoen het. Ek het seilbote afgelewer. Ek vergeet van daai gedeelte van jou lewe. Ja, so dit ek dit gedoen. Vertel ons meer daarvan. Maar dit was nogal seisoonaal wat eintlik baie lekker was. So ek is sou vir 'n seisoen dit gedoen het as dit amper winter was by ons en dan in die somer het dit eintlik elke keer perfek uitgewerk dat ek weer by Rudolf hulle kan gaan werk. Dan werk ek die seisoen by hulle en dan as die seisoen by hulle klaar is, dan doen ek weer die bote en dan kom ek weer terug. So toe het ek dit vir 'n hele rukkie gedoen en toe het ek permanent, ek het dit so 3 jaar wat ek dit so gedoen het, seisoen en toe het ek permanent by Serendipity begin werk. Hulle is in Wilderness gebaseer. In Wilderness, ja. Ons toprestaurant. Ja, en fantasties. toe het ek by hulle gewerk tot so, ek dink dit was nou so 2 jaar terug, 2-3 jaar terug, toe het ons die sandwich shop gekry. En vertel ons gou hoe die sandwich shop gebeur. Want toe kom jy nou weer terug sandwiches toe. Toe ek terug sandwiches, back to my roots. Ek het eintlik op die toebroodjies gecheese. Vertel ons gou van daai gedeelte. So ek het die sandwich shop was al hier van, ek wil amper sê 1992, Hy is al 'n rukkie. 1993, so uit soos soos wat iemand ek anders ter begin. Ja, so dit het begin, maar toe ek op skool was, het ons altyd hiernatoe gekom. So dit was altyd en ek het altyd gedink, "Yes, dit is 'n lekker plek." Daai lus was nog nooit dood nie. Ja, Die broodjiebouery. Het vriende van ons die sandwich shop gehad en dit het baie vinnig eintlik gebeur. Ek was eintlik nie eers heeltemal betrokke daarmee nie. Okay. Toe wou hulle dit verkoop en toe sê my vrou, Maar hoekom "Yes, nie? dis 'n deal, ons koop dit." En toe dit eintlik gebeur, toe was ek nog by Serendipity. So toe het ek so half hier gewerk in die oggende en dan Serendipity in die aande. So nog vir so, ek wil amper sê 'n jaar, en toe het ek permanent Ek onthou, julle het nou eers permanent hier begin werk. En julle wou ook 'n bietjie veranderinge eers aanbring om dit in julle. En hoe gaan dit met julle nou? Is die mense lief vir hulle sandwiches? Mense love it. Dit is maar iets wat mense maar net altyd lus is vir. Ja, en ek dink mense soos 'n lekker toebroodjie, dis iets wat jy elke dag kan eet. So dit is of ons waarna ons soos die kliëntel is mense soos kantore wat lunches doen. Soos dit is hierdie ou se lunch. Hy eet 3 keer 'n week sy
nommer 27. O, hulle bel in vir die nommers. Is vir die nommer. Fantasties, ja. Op Halwee tuis en dan soek hy sy Rise and Shine juice. Of hulle party mense wat elke dag, daar's mense wat elke dag dieselfde broodjies vat, daar's mense wat elke dag verskillende broodjies vat. Fantasties. So dis jou ma se kosblik net beter. Maar jy het op 'n stadium genoem dat dit lyk baie keer nie so besig hier nie, maar dan kook julle binne want dis julle bestellings wat julle dis die deliveries. So en julle dit maak doen eintlik die winkel baie groter as net hierdie. En fantasties vir besigheid. Fantasties vir besigheid. En mense die geleentheid om hulle lunch te kan kry hier by julle omdat julle aflewer. Ja. Ons het 'n lekker ou plattertjie hier. Baie dankie dat jy vertel ons so 'n bietjie hier dat ons kykers kan sien. Dit is sommer net ek het die kleurvolste platter gekies. Maar ons wil kleure hê. En 'n lekker gesonde platter, dis ons vegetarian platter. Okay. So ons het hier lekker roast veggie kebabs, dan ons veggie spring rolls en dan ons 'n lekker homemade hummus met toasted chickpeas en dan ons hier komkommer en wortelstokkies. En oor dit is 'n duka en 'n duka is sonneblomsade, sesamiesade, cumin en bietjie paprika wat jy toast en fyn maak. En dit het ek dis sommer net daaroor gesprenkel en daai is cottage cheese. Maar dit lyk absoluut lekker. Ag Ivan, verskriklik dankie vir jou tyd vandag. Dit was regtig regtig lekker. En aan julle ouens by die huis, as julle nou 'n lekker broodjie wil kom eet, kom kuier hier vir Ivan. Dis die beste in die dorp. En tot 'n volgende keer. Totsiens.